Vriende, ek het weer Vrydag aand die kosbare voorreg gehad om so 'n bietjie in 'n vreemde huis in te stap. Nou kyk, as jy 2 Filistyne het, dan om in 'n huis in te stap is gevaarlik. Maar in elk geval, so stap ons in die huis en een van die dinge van my kinderdae wat ek nooit sal vergeet nie. Maar dit was so in 'n oogwink verby en dit is wie ek is. En ek sal dit nou 'n bietjie mooi verduidelik, maar die mooiste moment as jy by mense gaan kuier, hulle sien jou kinders en hulle sê, wag 'n bietjie, ons het so 'n groot boks en hulle loop daar iewers na 'n vertrek toe en hulle bring net so 'n groot boks. Hulle sit hom hier so neer en wanneer hulle hom so neersit, dan begin dit al so kriewel daar binne. Want dan is dit Lego blokkies. En vir my was die lekkerste ding toe ek klein was, nie die bou nie. Kyk, die bou is bietjie vervelig. Vir my is om daai hele boks so te vat, dan val dit soos lewende strome water. Val daai blokkies, my ma wil nog hardloop om 'n laken of 'n kombers te kry, maar dis net tj. En dan is ek nou nie so geseënd soos my jongste boetie nie. Nou, hy het 'n ingenieursbrein en ek weet hier's ingenieurs vanoggend en dit is regtig niks teen julle nie. Dis net, julle laat ons soms bietjie klein voel. Dan my boetie nou met hierdie eenvoudige blokkies, maak hy een of ander kunswerk, nê, wat die hele huis laat, en dan het my ma sommer vergeet van die blokkies wat so rond gewaai het. En as jy 'n nuwe Lego boksie kry, is vir my die lekkerste ding om hom oop te maak en bietjie met daai papier. Kyk, die blokkies is regtig vervelig, vriende. Kom ons wees nou maar eerlik. Die blokkies is regtig vervelig, maar daai papier. En dis interessant hoe die Bybel ook vir ons sê dat ons is blokkies. Ons is soos blokkies. En die teks wat ons vanoggend gaan lees, gaan dit vir ons mooi vertel en vir ons kom sê. Die Bybel praat van klippe, stene. Maar ons is nie somme net blokkies nie. Die Bybel sê ons is lewende stene. En belangrik is dat Jesus is die lewende steen. Jesus is die lewende steen waarop almal is. Nou ons het met ons Legos het ons so groot groen Lego blok gehad. Hy was plat. Maar dit was die fondasie waarop jy nou hierdie kunswerk kon bou. En so is Jesus. Hy is hierdie fondasie. Soos ons nou gehoor het, is dat hy ook die lewe self is. Nou hierso is net so ietsie waarmee ons so 'n bietjie kan speel. Ek weet daar's van julle wat ook vir die kleinkinders, vir die agterkleinkinders en soms ook vir julle self, maar laat ons nou nie daar gaan nie. Net weer gou daai Lego blokkies bietjie uitpak en afstof. En hierso is nogal iets, ek weet dit is 'n bietjie baie klein geskryf. Ek sal ook in die week dit vir ons stuur, maar dis lekker oefeninge wat jy met Lego blokkies kan doen. Is dat as ons so by mekaar is en ons weet nie wat om vir mekaar te sê nie, dan deel jy sommer vir elkeen 'n Lego blokkie uit. En die kleur is ietsie spesifieks. Byvoorbeeld, as jy 'n blou blokkie trek, dan moet jy jou bynaam gooi. Of as jy die rooi blokkie trek, dan dis dit. As jy die bloue trek, moet jy ietsie deel oor jou familie, vir jou mense. Maar wat vir my interessant is, ons het gebou met Lego blokkies en toe begin die mannetjies kom en dan as ons gespeel het hierdie mannetjies begin praat. Nou ons Filistyne kinders kyk programme wat net Lego is. Batman, Superman, al hulle stories is Lego. Toe het ek nou nogal gewonder in my voorbereiding, wat gaan die volgende geslag uitdink? Ek wonder of ons nie iewers op 'n tyd gaan kom waar ons gaan preek vir Lego mannetjies nie. Dit sal nou interessant wees, hè? Hier kom nou Lego blokkie mannetjies hier ingestap en so. Want waartoe gaan dit? En kyk waarmee jy jou besig hou en waarmee jy speel, vorm uiteindelik ook die wêreld jou beeld. So as iemand vir my vra, Dominee, kom nou net tot die punt, wat het hierdie uitgooi van die blokkies enigsins te maak met wie jy is? En as iemand my sou vra, maar wat is vir jou die lekkerste tyd hier so saam, dan gaan ek vir julle sê, vriende, hierdie tyd is lekker. Maar die lekkerste tyd is om daar by die deur te staan. Want dit is wanneer daai geraas van die blokkies wat so En as jy my sal leer ken, dan is ek nogal een wat hou
van die onverwagse. Hierdie geraas van die papier is nogal fascinerend. Maar so is elkeen van ons. Sjaal, ek wil hê moet na die volgende een toe gaan. Maar so het God ons elkeen uniek geskape. Party van ons het 6 kolletjies. Party van ons is 'n 2 kolletjie blokkie. Ander het weer 'n ander patroon. Maar so is ons elkeen deel van iets. En ons gaan vanoggend ons 'n bietjie stil staan oor hierdie iets. Hierdie iets wat ons is wanneer hierdie lewende stene bymekaar kom. Want sien, hier lê die ding. Wanneer jy daai blokkie so uitgooi tot die volgende Kersfees, gaan jy iewers nog 'n blokkie optel. Iewers in die hoek van die huis. Wonder waar kom hy vandaan? Maar jy het verlede jaar die blokkies uitgegooi. Of jy wil jou boek lees en jy trap daar skielik op 'n onverwagse blokkie en jy tel hom op. Nou daai blokkie kan nie op sy eie 'n huis bou nie. Daai blokkie wat jy optel in die hoek, onder die tafel, dalk lewensgroot voor jou, hoort by die ander blokkies. Vanoggend hoor ons dat ons lewende stene is. Sjaal, kom ons sit oor na die volgende skyfie. Vanoggend se teks is 1 Petrus 2 van vers 4 en 5. Nou ek weet nie of my kollega verlede week in die erediens, in die tweede diens ook chocolates uitgedeel het nie. Het hy hier bar ones uitgedeel? Wat? Het hy nie bar ones hier uitgedeel? Maar goed, kom ek vertel vir julle. Hy het nou in die eerste diens verlede week 'n klomp bar ones gehad. Die eerste bar one wat hy uitdeel, sê hy, Dominee Duffy het 'n paar weke terug gepreek uit, en nou moet ek vir u sê, hy het my so onkant gevang, dat ek vir die hele erediens gesit en wonder het, yes, ek kan nie dink dat ek uit daai gedeelte uitgepreek het nie. En nou is ek die mekaar, maar hy gaan aan asof dit is. Hy sê, ek het gepreek uit Romeine 10 vers 14, maar dit skok my. Dit skok my sommer so 'n bietjie wakker. En nou wil ek hom reg help en vir hom sê, ek het uit vers 17 uitgepreek. En toe kom ek agter toe ek nou hierdie week voorberei, dis dalk die gevaar van 'n een teks of 'n een vers preek. Is as jy die verkondiging moet doen na die preek, hoe slaan jy terug? En dan hoop jy dis nie Psalm 119 nie, want dink nou net as 'n dominee uit een vers uit 119 preek en dis nie vers 1 tot 15 byvoorbeeld nie, dan gaan jy lank soek. Toe kom ek agter, miskien moet ek net dalk 2 verse gebruik. So vanoggend het ons 'n 2 vers preek, wat beter is as 'n 1 vers preek. 1 Petrus 2 van vers 4. Kom na hom toe. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur die mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Julle as lewende klippe. Ek gaan myself hier onderbreek. Kom ons hou dit so 'n bietjie vas. Gemeente, die belangrikste sin vir oggend wat ons met ons kan saamvat en wat ons ook vir ons kinders kan leer en voortdurend mekaar aan herinner, is dit. Ek is nie net 'n blokkie nie. Jy is ook nie net 'n klip nie. Maar jy en ek is 'n lewende steen in God se huis. En vanoggend gaan ons dit bietjie dieper laat sak. 'n Lewende steen in God se huis.
'n belangrike deel van hierdie gedeelte waarby ons gaan stil staan is waarmee die gedeelte begin, waarmee Petrus daar in vers 4 begin as hy sê, kom na hom toe. En ons het hierdie woorde al ook in die evangelie gehoor, kom na hom toe. Almal, kom na hom toe. En dan sê Petrus, na wie? Die lewende steen. En sommer so ter inleiding, sommer so die fondasie waarop vanoggend se boodskap rus, is Petrus is nie besig hier om 'n beskrywing te gee nie. Hy's nie net besig om vir ons 'n beskrywing te gee van wie Jesus is nie. Maar eintlik is hier 'n baie groot en diep uitnodiging in hierdie gedeelte opgesluit. Want die hoofgedagte vanoggend is dat God bou nie net 'n kerk nie. Deur die eeue. Deur die eeue heen bou God nie maar net kerke nie, geboue nie. Maar wat God bou is 'n lewendige huis van mense wat leef uit sy teenwoordigheid. Dit is wat God nog altyd gebou het. 'n lewendige huis van mense wat leef uit sy teenwoordigheid. En dit bring my by die eerste beweging wat na ons toe kom, en ek het dit nou genoem, is hierdie kom na hom toe. Kom na hom toe. En Paulus praat hier met die gelowiges, hy praat hier met die mense wat die Here ontvang het. En vriende, hier moet ons vir mekaar ook sê, wanneer hy sê, kom na hom toe, dan moet ons ook net bietjie uitpak hoe ons dikwels kom. Hoe ons kom wanneer ons as geloofsgemeenskap saamkom, soos ons hier is. Baie maal kom ons kerk toe, ons kom kerk toe, maar dan is alles wat daar agter is, net hierdie een doel om dinge reg te maak. Ons kom kerk toe, en ons maak reg. Maar dis nie wat Petrus bedoel, wanneer hy sê, kom na hom toe nie. Petrus gaan baie dieper, hy sê, kom na 'n persoon. En hierin lê die profetiese insig. Want baie mense probeer gebou word sonder om naby die bouer te wees. Heel aan die begin hier. Laat dit bietjie sink. Baie mense probeer gebou word sonder om naby aan die bouer te wees. En daarom kom die vraag vanoggend hier by die eerste beweging, kom na hom toe, is waar staan ek en jy in hierdie lewendige huis van God? Waar staan ons? Is ons naby hom, die bouer, die hoeksteen, of is ons besig met dinge oor hom? Is ons naby hom of besig met dinge oor hom? Dis die eerste. Kom na hom toe. En dan kom hierdie woorde wat Petrus gebruik, lewende steen. Lewende steen. Ons hoor in hierdie gedeelte dat Jesus nie maar net die fondasie is waarop alles rus nie. Hy is dit. Maar ons sien in hierdie gedeelte dat daar iets meer opgesluit is in Jesus. Hy is lewende energie. Hy is lewende energie. Nou dit maak nie sin as ek en jy dink aan 'n klip nie. Ek bedoel 'n klip is 'n klip. Hy is 'n lewende steen. Dieper, hy is lewe self. En dan is daar woorde wat Petrus gebruik, vriende, wat my hierdie afgelope week bietjie onrustig gemaak het, om dit net weer te hoor. Hoor mooi. Hy is die lewende klip, lewende energie. Hy is die lewe self.
En wanneer Petrus na ons draai en hy bring ons in die prentjie in, dan sê hy, soos hy word julle ook. Soos hy word julle ook. Wat beteken dit vir ons in hierdie huis vanoggend? Dit sê vir my dat ons nie passief is nie. Dit sê vanoggend vir my dat ons nie net bydraers is nie. Maar dit kom sê vanoggend vir my dat ons 'n draer van God se teenwoordigheid is. Om hier vandag te kan hoor, in hierdie huis, wat God bou. Wat God bou, dat ons nie dooie materiaal is nie. Maar dat God bou met mense wat leer om lewend te wees in sy gees. Dis wat hy bou. Mense wat leer om lewendig te wees in sy gees. En dit bring my by hierdie derde moment, vriende, en dit is soos daai Lego blokkie wat ons optel. Daai verlore Lego blokkie wat jy optel en hy het 'n plek. Hy het 'n baie spesifieke plek. Hy hoort by die ander blokkies. En wanneer ons die ruimte en die plek en die energie van die Gees in hierdie huis inbring, dan is dit die energie en die vloei en die krag van die Heilige Gees. Want ek en jy kan nie alleen 'n huis wees nie. Ons kan nie alleen hierdie lewendige huis wees nie. Want wat doen die Gees? Die Heilige Gees bou ons saam. En hier is 'n groot moment. Ek het vanoggend begin met dit toe ons mekaar met yskoue water gegooi het, om te sê dat dalk sou ek julle nie gekies het om te bou 'n huis nie. En dieselfde ook. Dalk die plekke in die huis waarin ons hoort en die mense en die stene wat langs jou is en om jou is, sou jy nie gekies het nie. Hoor mooi. Die stene van hierdie wêreld het die hoeksteen verwerp. Die stene van hierdie wêreld het die hoeksteen verwerp. Ons kies anders. En daar is mense, daar is lewende klippe wat hulle self afsny. Daar's mense wat ingeskakel is, wat kyk na hierdie boodskap vanoggend, wat deel is van die geloofsfamilie, van die huis, wat afgesny is. God sê vanoggend, jy is nie gemaak om alleen te wees nie. Ek en jy is nie gemaak om alleen te staan nie. Waarby is ons gemaak? Vir wat is ons gemaak? Ons is gemaak om in te pas in wat? God se droom. God se droom. Dis waar ons pas. Dis waar jy as lewende steen inpas in sy droom. En dit bring my en ons by die vierde beweging. Hierdie groot vraag vandag is, wat bou God? Al hierdie lewende stene reg oor die wêreld, waarmee is God besig en wat bou God? En wat ons vandag hoor, is nie 'n gebou nie. God bou nie 'n gebou nie, maar hy bou 'n plek.
En dis hoekom dit so wonderlik is om by ons boeties en sissies te gaan kuier wat nie geboue het nie, wat in vervolging sit. Deur die eeue heen was daar klomp uitdagings wat mense gehad het. Ons is so bevoorreg, vriende, om hier in 'n gebou saam te kan wees en die Here te kan aanbid. Maar as dit nie is wat God bou nie, en kom ons wees ook nou maar eerlik met mekaar, vriende, ek dink ook nie dit is waartoe die Here die vervolgde kerk roep om alleen te bou nie, is dat hulle uiteindelik in 'n gebou kan wees en kan arriveer. Maar God bou net 3 dinge. Hy het net 3 dinge waarmee hy bou. En as dit nie 'n gebou is nie, dan bou hy 'n plek. Hy bou 'n plek. Hy bou 'n ruimte waar in die eerste plek sy teenwoordigheid woon. Dis God se droom, nog altyd. Sy droom was ons. Dis waar God wil woon, nog altyd, van die begin af. Dit is sy droom. So dis die plek, dis die ruimte. Die tweede is dat waar God woon en hierdie ruimte is dat sy liefde moet sigbaar word. Sy teenwoordigheid woon, sy liefde sigbaar word. En dan kom die derde. En dis belangrik vir ons tyd, vriende, dat sy krag bly vloei. Dat sy krag bly vloei. Sy teenwoordigheid woon, sy liefde word sigbaar en sy krag bly vloei. En die wonderlike vanoggend is, waar is ek? Waar is jy? Lewende steen. Dis so mooi en kosbaar om vanoggend hier in te neem, om te sê, jy en ek is deel van daardie ruimte. Van daardie ruimte. Waar sy teenwoordigheid woon, sy liefde sigbaar word, waar sy krag vloei. Jy is deel van daardie ruimte. En toe ek nou gedink het, ek kan hiermee afsluit in die afgelope week, toe kom daar een mamoewiese klimaks. En ek word met 'n nat vis wat vir 3 dae lank op die kaai lê in Oudtshoorn son geslaan. Met 'n nat vis in die Oudtshoorn son. Want daar's 'n wat as. Vir ons as huis hier in Hartenbos, en ons het baie kuiermense vandag, is hier 'n groot wat as. En dit het my regtig geruk hierdie afgelope week. Wat as, vriende, wat as jou grootste roeping nie is om iets vir God te doen nie? Dit het my geruk. Wat as jou grootste roeping nie is om iets te doen vir God nie? En ek kon nie glo wat daar staan nie. Ek het dit probeer wegskram. En toe tref dit my. Toe tref dit my baie, baie diep. Baie, baie diep in my eie roeping. In my eie bediening. Tref dit my die afgelope week. Maar om geroep te wees, om so naby aan die lewende steen te leef, dat jy self lewe gee waar jy gaan. Om so naby aan die lewende steen te leef, dat jy self begin lewe gee waar jy gaan. Dis die klimaks. En as dit 'n ander Sondag was, dan het ek nou hier amen gesê. Maar vandag is nie 'n ander Sondag nie. En hierdie boodskap verwag 'n reaksie, dit verwag 'n respons. En wat is jou respons hierop? Wat sê ons hierop vir mekaar, vriende? En dank die Here dat hy nie van my verwag om te kom met 'n antwoord nie. Want vriende, ek het nie, en ek is eerlik, ek het nie 'n antwoord op dit nie.
En dan is dit toe te laat. Want ons het geland in die teenwoordigheid van die Here. Waar hierdie woorde na my toe kom en ek sê vir u vriende, ek het een groot sug van verligting gegee in 2026 met 2 kwartale wat massief vinnig hardloop. Een groot sug van verligting om net dit te hoor. Ons reaksie op hierdie boodskap is om ruimte te skep vir die Gees. Jy sien, dit is om, ja, en ek dink nou aan my ma. Sy gaan hierdie jaar, gaan sy die Comrades hardloop. O, asseblief, hardloop net vinnig. Of moet hulle stadig hardloop? Willem, wat is die key van 'n Comrades? Nee, jy, kyk gou, jy is by die Comrades. Nee, die beste ding van die Comrades is om net hier te bly. Hoor jy? Maar vriende, my ma is amper 60, sy word Augustus 60. En een van die mooiste dinge, ek het dit nog nie vir haar gesê nie, ek weet nog gaan sy luister vanoggend nie, maar een van die mooiste dinge wat ek by haar gesien het, hoe sy ons 2 Filistyne, kyk, ons is nou weer terug by die Lego bou. Ek weet nie of julle weet nie, maar ons is nou weer terug by die Legos. Een van die mooiste dinge wat ek in my lewe gesien het, is hoe my ma op amper 60 kruisbene sit. En nou het ek gesien, ons jongste het dieselfde as ek. Hy like ook as daai boks so uitgegooi word. En nou raak ek soos my ma om te sê, nee, maar eintlik kry ek ook bevrediging daar uit as daai blokkie so val. En Rocco is ook soos ek, wat nie lief is vir die bou self nie. En wat my ma dan sal doen is, sy sal kruisbene sit, en sy sal 'n blokkie optel, en dan sal sy daardie blokkie in sy hand sit, met die volgende woorde. My kind, wat gaan ons vandag saam bou? Ouma, kleinkind. En dit bring my die afgelope week bietjie regtig tot stilstand, om te besef, maar is dit nie al wat ons kan doen met ons lewe nie? Is dit nie al nie? Net om ons lewe in daai hande te sit, wat die blokkies hier voor hom het. Al die blokkies. Ja, julle, en daar's blokkies wat in die hoek is, maar wonderlik dat hy daai blokkies gaan haal. En wat interessant is dat die een wat bou, die blokkies op die regte plek sit. Hy wag nie vir die blokkies om iets met dit te gebeur nie. Nou, ek het vir julle gesê, ons gaan iewers in 'n paar generasies kom waar die blokkies van self alles gaan doen. Ons gaan net daar sit en dink aan iets en dan word dit skielik gebou. Maar hy tel die blokkie op en is in die hand van die Vader en hy sit hom op die regte plek. En julle, ek dink dit is waar ons almal moet wees. Dit is vanoggend om 'n lewendige huis van God te wees waar mense leer om in sy gees te bou. En nie te vergeet dat wat ons dra is nie 'n sak vol sement wat ons swaar maak nie. Ons dra die Gees. Hy gaan vir ons presies sê waar ons, hoor mooi, moet wees. Nie so seer bou nie, so seer wees. Vriende, mag ons regtig mekaar se hande vat. Mag ons mekaar herinner dat jy is 'n lewendige klip. Ek gaan nie sê amen nie, want ons gaan ook nie 'n slotlied sing nie. Die lied wat ons nou gaan sing, is 'n begin vir dit wat voor lê in die week. Ons begin ons week, julle het nou al gesien,
Ons het so 'n bietjie die offergawes geskuif, rondgeskuif. So dis nie 'n slotlied nie. Dis 'n lied wat ons help om te bly in die Here se teenwoordigheid. So as ons hierdie volgende lied saam sing, weet sommer net, dit is die weg na die week wat voorlê. En mag die Here julle elkeen ryklik seën. Kom ons staan en dan gaan ons nie afsluit nie, begin ons die week met hierdie lied. Mag julle uitgaan as lewende stene, vol van sy lewe, geplaas presies waar julle moet wees, en draers van sy teenwoordigheid, totdat die wêreld begin sien. God leef in sy mense. Amen.